Goeiemôre gemeente, baie welkom by die erediens. Ons gaan so lank so 'n paar liedere met mekaar saam sing. As ons vooraf sang, lied 201 gaan ons mee begin, lied 201, lof sing die Heer, buig voor hom neer. Kom ons bly net so sit, dan sing ons al drie die liedere, al drie die verse. Lof sing die Heer, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer. Laat elke mond hom lof en prys, hom erken as Heer, en hom erken as Heer, en hom ja hom erken as Heer. Lof aan die Heer, verheerlik hom, wees vrolik, juich en sing. Laat al wat leef, hom dank en prys, hom die hulde bring, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring. Lof, prys die Heer, besing sy naam, sy hele skepping juich. Laat almal saam hom eer betoon, en voor hul koning buig, en voor hul koning buig, en voor ja voor hul koning buig. Goed, dan sing ons lied 508. Ben, ek dink is hy recording wat maak het ek nou 2 keer deurgaan. Vaste rots op wie ek bou, een op wie ek kan vertrou. Kom ons sing al 2 die verse van lied 508 terwyl ons so sit. Vaste rots op wie ek bou, en op wie ek kan vertrou. Rots by wie ek altyd skuil, die is skenker van my heil. As die golwe oor my slaan, bly my rots vir ewig staan. Sonde woed met allemaal, onrus kwel my dag en nag. In my sonde vasgevang, laat U my na U verlang. U het alles vir my vuil, God, my rots van ware heil. Dan sing ons lied 513, ons sluit daarmee ons voorsang af, lied 513, ons sing daarvan ook al die verse. U kan so bly sit terwyl ons dit sing.
Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Met sy wapenrusting klee hy ons met mag. Nie teen medemense is ons vorstel stryd, maar ons veg teen Satan en sy sluwelistigheid. Hy stuur bose magte in die wêreld in, maar met God se wapens kan ons oorwin. Waarheid en Gods vryspraak hou ons op ons pos, dan klink bly die boodskap dat die Heer verlos. Ons geloofsvertroue is 'n skild wat keer, daarmee kan ons elke brandpyl van die bose weer. Ons bly van verlossing altyd deur bewus, en met God se swaard sy woorde toegerus. Doen dit alles bidden, soos die Gees ons lei. Laat ons altyd waaksaam en gelowig bly. Almal wat bly volhou, saam bly bid en werk, deel in die geheim van God se koninkryk en kerk. Hy maak ons vrymoedig, swakes gee hy krag. Met sy wapenrusting klee hy ons met mag. Goeiemôre gemeente en baie welkom by die erediens. Ons het vanmôre die voorreg dat Dominee Lounet Engelbreg vir ons die diens gaan lei. So Lounet, sy gaan nou so 1 of 2 woorde oor jou sê, maar baie sterkte solank en ons glo die Here se seën sal ook op jou rus. Kooroefening. Daar is 'n kooroefening Woensdag aand, nie Dinsdag aand soos op die blaadjie nie, asseblief Woensdag aand, die 31ste Oktober. En die koor vra baie mooi, as daar enigiemand is wat voel hulle wil graag saam sing, kom sluit gerus aan en kom sing lekker saam vir dit gaan vir die Kerssangdiens, word daar voorbereidings getref. Maar as julle nou eers oor 3 weke inval, kan Elsa nie 'n klomp liedere lekker saam aanleer nie. So asseblief, skakel in by die koor, en as jy wonder of jy moet koor sing, dan weet jy moes nou al koor gesing het. So asseblief kom sing saam koor, kom sluit aan by ons koor. Dan, laat ek net so vinnig deur hardloop, as 1 of 2 goedjies wat ek wil tog onder die aandag bring. By ons pas afgelope blokkerkraadsvergadering is daar 'n hele klomp mense verkies as blokouderling en blokdiaken. Nou ek wil u dit verseker, hierdie name is nie net name wat ons uit 'n hoed uitgetrek het nie. Ons het regtig waar erns gemaak met elkeen wie se naam hier verskyn. En ons het u verkies as u vanmôre hier sit, omdat ons glo die Here dit op ons harte gelê het. Nie omdat ons net gedink het, wie sal nou gewillig wees, of dis regtig ware gebedssaak gewees. So ons wil bid dat u ook asseblief dit 'n gebedssaak sal maak. Elkeen wie se name hier op die blaadjie verskyn, om te hoor of dit is wat die Here jou wil gebruik. So asseblief maak dit 'n gebedssaak.
Dan het ons 'n nuwe lidmaat, Regan Dunn, hy's daar by huis Tomlinson, baie welkom by ons Regan, mag die Here jou ook seën hier binne die gemeente, en jou ook hier by ons gebruik, tot die eer van sy naam. Ons gaan Saterdag 'n bietjie stap. Die Wolfkloof stap is Saterdag, is 'n heerlike stap as jy nog nie daarop was nie. Saterdag die 3 November, 8:00 die oggend, gaan ons almal saam stap. Daar's 'n uitdagende roete, en as u sê, nee, ek kan nie dit doen nie, dan is daar ook vir jou 'n rustige roete. Dis so 1,5 uur se stap, en dan 'n roete vir die kleuters. Volwassenes kan jy daar sien, R20, kinders R5, en u kan vir Johannes of Maureen kontak. Fondse gaan vir ons getuienisbediening. Ek wil u asseblief dit op die hart druk, kom stap saam. Ons het so 'n bietjie die roete gaan oopknip gister, so dit is hoekom ek hier onder staan. Ek kan nie nou die kansel op nie, sommer 'n ou grappie. Dis 'n lekker stap, 'n heerlike stap, so kom stap gerus saam met ons. En dan laastens, ons vroue lidmate se afsluiting is Saterdag die 10de November. Alle dames is baie welkom. Dit hoef nie binne die gemeente te wees nie. Enige iemand kan jy uitnooi, enige dame, enige vrou, vir die vroue lidmate afsluiting Saterdag die 10de November. Koop asseblief solank u kaartjies om teleurstelling te voorkom. Ag, en dan het ons baie hartseer nuus ontvang in die week. U weet dit seker, daar's 2 persone wat oorlede is. Eugene Maree se pa is oorlede. Hy bly in blok 10, so kom ons dra hom en sy gesin en familie aan die Here op. En dan ook Dominee Thomas Joubert en Ronel. Hulle seun is gistermiddag 1:00 is hy oorlede. So kom ons dra hulle elkeen werklik aan die Here op. Dit is nie lekker nie. Goed, die klank in die kerk, besef ons, was verlede week 'n probleem gewees. Ek het regtig hard probeer om dit vir hierdie week uit te sorteer. Ons sal dit nie teen Heinrich hou nie, jy hoef glad nie daaroor bekommerd te wees nie. Dit is nie sy fout nie, dit is die klank. Nes ek dink ek verstaan ek hom glad nie. Ek wil amper sê soos my vrou, maar dis glad nie waar nie. Ek verstaan haar 100%. Die klank was 'n probleem. Ek het nou die mikrofoon, jy sal sien, bietjie vorentoe geskuif. Ek hoop dit sal 'n besliste verskil maak, maar ons sal dit glad nie teen Heinrich hou nie. Jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. En dan wil ek so 1 of 2 woorde sê oor Dominee Lounet. Sy het al 'n paar kontrakposte beklee in Lichtenburg. Ek werk nou terugwerkend. Sy was in Lichtenburg, was sy verantwoordelik vir die jeug. By Cedar Park was sy verantwoordelik vir die jeug, vir die seniors, en vir die vroue binne die gemeente. En in Linwood was sy verantwoordelik vir die seniors. So nou net, dis my nogal interessant, lyk my, jy begin by die ouer mense en jy raak al hoe jonger, nou is jy by die jong kinders. So baie sterkte vanmôre vir jou en Hendrik wat hier is met die kinders. Dis 'n groot voorreg dat jy vanmôre die woord van die Here aan ons bedien. Baie sterkte op die woordverkondiging. Goeiemôre gemeente. Ek hoop julle kan my almal vanoggend hoor. Klink julle so ver of julle my kan hoor? Daar agter sit reg. Julle daarbo. Goed. Goed, ek sal nie sê dat 'n mens wens jou nie self in hierdie situasies in waar jy voor 'n klomp mense moet preek en hulle het papiertjies by hulle nie. Dis daai goed in die lewe wat jy wil vermy. Maar ek staan vanoggend hier omdat ek gehoorsaam was aan die Here en ek glo ook dat soms wil die Here ons 'n bietjie uit ons gemaksones vat sodat ons kan groei. So hierdie is vir my so 'n bietjie uit my gemaksone, maar ek weet ook dit is omdat God besig is met my en omdat hy wil hê ek moet groei. So ek hoop en bid dan ook vanoggend dat julle saam met my 'n wonderlike belewenis sal hê van die Here se teenwoordigheid. Ek het
vir hierdie week was dit so verskriklik warm. Ek dink die van ons gelukkig wat swembaddens gehad het, die kinders was die hele tyd in die swembaddens, maar dit was ongelooflik warm en as ek dink daaraan, dan dink ek net dadelik aan water wat ons afgekoel het, 'n yskoue glas water. Kinders, ek dink dalk vir julle, miskien van ons groot mense ook, 'n yskoue glas Coke. Daar is daarom niks so lekker as jy warm kry nie. En toe dink ek aan die woorde van die Here in Psalm 23, wat vir ons sê, die Here verkook my siel. En die woordjie verkook beteken, die Here verfris my siel. Hy laaf my, hy beer my op, hy troos my, hy gee my nuwe krag en moed. En dit is my gebed vanoggend vir jou, dat jy gelaaf sal word deur die Here se woord. Die Message vertaling sê so mooi, you let me catch my breath. En ek hoop dat julle vanoggend net weer sal diep asemhaal. Ek het die week met iemand gepraat wat vir my sê, die lewe is bietjie besig om hom dood te maak. Hy is moeg, hy voel hy kan nie meer hierdie lewe leef nie, daar word te veel goed van hom gevra. En ek dink dis baie keer wat baie van ons ervaar, dat die lewe vir ons te veel raak. So mag die Here dan vanoggend sommer net vir ons nuwe asem gee, nuwe lewensasem in ons inblaas, en vir elkeen van julle kom verkook. Kom ons word stil en rustig, en ons luister na wat die Here vir ons sê. In groen weivelde laat hy my rus, na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olyfolie. My beker loop oor. Here my God, skenk ons genade om U te begeer met ons hele hart, om te smag na U stem met alles wat in ons is. Want die begeerte dring ons om U te soek, en as U ons gevind het, om U lief te hê, en as ons U lief het, om ons sonde te leer haat, die sonde waarvan U ons verlos het. Here, ek kom by U tot stilte. Ek rus in U, o Gees. Ek soek U aangesig, my God. Praat met my deur alles wat vanoggend hier gebeur. Gemeente, ek groet julle dan. Genade en oorvloed deur Jesus Christus, God ons Vader en die Heilige Gees. Hy sê vir elkeen van ons, julle is uitgekies, julle is my uitverkorenes, my spesiale mense, wat ek deur my Gees afgesonder het. Amen. Ons gaan nou saam 'n loflied sing. Dit is my interessant, dat om aan die Here lof te bring, is 'n offer wat ons vir hom bring. Dit is iets wat ons vir hom kom gee in hierdie môre, om vir hom te kom sê, Here, al voel ek nie altyd na sing nie, al hou ek miskien nie altyd van die liedboekliedere nie, en ek wens eintlik, hier was nou 'n gitaar hierso, is dit tog vir my vandag 'n offer wat ek vir U kom bring. Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor U wat ek vanoggend kom groot maak. So kom ons sing saam lied 168, Heilig, heilig, en dan daarna Psalm 100, en as ons by die laaste versie van Psalm 100 kom, kan julle kinders vorentoe kom.
wat leef jy vir die Heer, dien God met blydskap gee om Heer, kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgedig. Die Heer is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees, en skape van sy wy te wees. Goedheid eindig nimmer meer. Sy trou. Môre julle, hoe gaan dit? Weet julle wat het nou met my gebeur? My oorbel het afgeval. Het julle gesien? Ek het nou daar gestaan, toe sien ek hoe val my oorbel af, toe sien ek party van die kinders wys vir hulle maar, dan gaan my oorbel. So lyk my eintlik mens moet die oorbelle dra as jy preek nie. Is te groot. So kom, ek gaan nou kyk of ek kan terugsit, maar as dit nie werk nie, dan los ons dit manne. Goed. OK, ek wil gou vir julle vra. Wie van julle bou blokkies by die huis? Almal omtrent. Hou julle van blokkies bou? Ja. En het julle blokkies? Ja. Watse blokkies het julle? Legos? John, watse blokkies het jy? Wat? Legos ook? Goed, en? Legos? En wie van julle het van daai groot mega bloks? Daai heel groot is. Onthou as jy klein is, dan bou jy met daai groot is. Henry, jy nog van dit? Ja, maar jy speel nie meer met dit nie. En jy, John? Jenga blokkies kry mens ook. En ek het vanoggend 'n klomp houtblokkies hierso. sien julle, mens kan met dit ook speel. Ons wat nie geld gehad het nie, of van die ouer mense, hulle het nie Legos gehad nie, dit was te duur, so hulle het met houtblokkies gebou. As hulle 'n paar houtwerk gedoen het, dan sny hy sommer die blokkies klein of groot en dan bou hulle 'n muur of hulle maak huise met hierdie blokkies. Ek wil gou vir die paar, is hier graad 4's. Kom julle gou vir my hierso, die graad 4's en miskien nog so 'n paar graad 3 meisiekinders ook. En dan vat julle elkeen vir my so 4 blokkies. Ek gaan vir julle nou sê wat om te doen. 4 blokkies. Né? En dit moet julle nou nie staan gaan wag gaan nou. Julle moet nou, as ek nou vir julle iets sê om te doen, dan moet julle dit vinnig doen, hoor. So vinnig soos wat julle kan. Kom ons kyk gou hier sodat almal 4 blokkies het. Goed, daar is vir jou 4, Vida Marie. Okay. Vir jou 4, John. Nou moet elkeen van julle 'n koutjie vat. Koutjie. Het jy al 4 blokkies? 2, 3, 4. Jy koutjie. Kyk vir daar bo op is ook koutjies daar bo op die preekstof. Vat gou daai. Gaan gou daar bo ook. Daar's vir jou 'n koutjie. Ek het 'n blokkie. Het almal 4 blokkies. OK, hy gaan 'n koutjie kry. Daarso. Goed. Nou moet julle vir my, né? Party van julle moet soontoe gaan. Party in die middel, party soontoe. En party dalk die wat vinnig, Jan, ek dink jy boontoe. Dan gaan jy en gaan gee, jy het net 4 blokkies. Vir 'n ouer persoon 'n blokkie, 'n man, vrou, 'n laerskoolkind of 'n hoërskoolkind of 'n klein kindjie, maar almal moet verskillend wees. So dalk 'n oom met grys hare, 'n klein kindjie of 'n kind wat in die hoërskool is en een wat in die so almal verskillend. OK, gaan jy reg en dan moet hulle gou hulle naam op daai blokkie skryf. Is dit reg? Het almal 'n pen? So. Hier is nog blokkies vir jou. OK, reg.
So, doen dit so vinnig soos wat julle kan, kry 4 name en bring die blokkies vir my terug. Goed, terwyl hulle dit doen, wil ek gou hier vir die graad 3 seuns. Erasmus, waar is hy Lego blokkies? Hulle gaan gou so lank vir ons hierso, kom gou hier op hierdie tafel. Ons gaan nou vir julle ook 'n werk gee. Kom gou graad 3 seuns, gaan julle vir ons gou 'n muur bou van daai Lego blokkies. Bou vir ons 'n muur. Julle moet almal saamwerk, né? En julle klomp kan so lank met hierdie blokkies, né? Al hierdie houtblokkies. Kan julle so lank hier. Almal vat 'n blokkie en dan bou julle ook 'n lang muur vir my. Terwyl julle bou, né? Wat 'n storie in die Bybel? Het die mense ook goed 'n groot ding gebou. Weet julle wat 'n storie is dit? Dis soos 'n toring. Die toring van Babel het hulle gebou. En dink julle was die Here opgewonde oor daai toring wat hulle gebou het? Nee, want hoekom is hy nie opgewonde nie? Ja, Johan? Hulle het gedink hulle kort nie meer vir Jesus nie, so hulle was hoogmoedig, hulle het te veel van hulle self gedink. Toe bou hulle so hoë toring, want hulle het gedink hulle is belangrik. Hulle wou op hulle eie goed bou. Het julle die blokkies teruggebring? Goed, so hierdie blokkies moet nou alles in hierdie muur kom. So julle moet almal gou 'n blokkie in hierdie muur kom sit. Al hierdie blokkies wat die maatjies gebring het ook. Okay. So almal moet gou 'n blokkie bou. Julle moet vinnig bou, né? Ons kyk, saamwerk. Okay, julle moet gou in die muur kom bou. Dankie. Dankie. Dankie, John. Goed, as julle klaar gebou het, dan moet julle gou weer so 'n bietjie terugsit, hoor? Dat ons gou kyk dat ons hierdie muur gou vinnig kan klaar bou. Dankie. Dan gaan sit julle gou weer. Goed, dan sit julle gou 'n bietjie terug vir my as julle klaar gebou het. Okay, dankie. Ek gaan so hierdie enetjie gou vat en daai enetjie met die naam op. Okay, goed. Okay, dan gaan sit julle gou vir my bietjie agtertoe. Almal by my het name op. Okay, jy het sommer jou gesin gevat. Gaan sit gou vir Tannie daar. Ek het nie so gevat. Okay, gaan sit gou daar vir Tannie. Okay. Goed, dankie. En ek het my mamma gevat. Goed, hier's 'n Lego muur. En is al hierdie blokkies dieselfde. Hulle verskil, né? Dis verskillende kleure. En hulle lyk almal verskillend, kort is lang is en hierdie muur, ongelukkig kan die groot mense nou nie so lekker sien nie, maar hier's verskillende grootte blokkies, né? En party van hierdie blokkies het verskillende name op. En weet julle wat sê liewe Jesus? Hy sê elkeen van ons, almal wat in hierdie gemeente is, ons is soos 'n blokkie, 'n baksteen waarmee jy 'n huis bou. En hy bou 'n huis met ons almal se name staan op in sy huis. Ons almal wat hier sit. Party is Lana, sy's 'n dogtertjie in die laerskool en Annie is dalk 'n ouer of 'n jonger mens en dis 'n man wat Dirk is en 'n ouer tannie wat Maureen is en so almal. Ons kan julle almal se name eintlik hier opskryf. Soos Jesus is ons deel van sy huis. Dat ons op die ouend soos 'n kerk word. En ons bou, Jesus sê, hy maak van ons 'n huis waarin hy bly. Kan ek, sien julle daai prentjie? So ons sit al die blokkies bymekaar om 'n huis te word. Maar weet julle wat sê liewe Jesus dan verder? Hy sê, hierdie blokkies is dooie blokkies, dit beweeg ons, hierdie blokkies kan nie beweeg nie. Maar hy sê as ons, soos blokke in sy huis is, bakstene, dan moet ons beweeg, ons moet uitgaan. Ons moet uitgaan buitentoe, ons kan nie net die muur hier bly nie, ons moet uitgaan en ons moet vir mense gaan vertel van Jesus. En ons moet mekaar help, en ons moet saamwerk. So weet julle almal wat hier sit, né? En al hierdie mense wat hier sit, ons is almal stene in die Here se huis. Ons is almal broers en susters. En liewe Jesus wil hê, ons, wat soos 'n groot familie is, soos 'n groot huis vir hom, ons moet saamwerk. Ons moet mekaar help. En ek wil nou vir julle 'n baie oulike video wys wat ek gekry het. En dit gaan oor diertjies wat saamwerk. Hulle help mekaar.
Hulle sê as ons saam met mekaar werk, as hierdie kerk, almal wat hier sit, as hulle saamwerk en vir mekaar sorg en vir mekaar help, dan is ons baie sterker, kan ons 'n groot verskil maak. So kom ons kyk gou na hierdie video. It's smarter to travel in groups. Dis oulik, nee, maar hulle was baie slim, want hoekom? Saam gewerk. Ons kan maar dit stop nou, dankie. Dankie Ben, ons kan stop. Hulle het saam gewerk, né? Hulle het mekaar gehelp. En dit is wat ons ook moet doen. Ons moet mekaar in die kerk help en ons moet saam 'n span wees. En ek gaan nou vir julle bid en dan kan julle almal uitgaan vir Sondagskool. Goed, kom ons bid. Liewe Here Jesus, baie dankie vir hierdie kindertjies wat hier sit. Dankie dat hulle deel kan wees van u huis, van u gemeente. Dankie dat oud, jonk, man, vrou, dogtertjie, seentjie, dat ons almal deel kan wees van u familie. En Here Jesus, help vir ons elkeen om 'n verskil te maak, om uit te gaan en mekaar te help en mekaar te gaan dien, sodat ons saam 'n sterker span is. Seën hierdie kindertjies, Here, en gebruik hulle in u koninkryk. Amen. Goed. Dankie julle, hoor. Ek het my mamma se nou opgebel. Okay. Goed, ons is gevra dat elkeen van ons wat kom op die kortlys by dieselfde teks moet breek. So ek het nou verlede week die ander predikant gehoor, al sy idees gevat. Nee, ek ook daarom. Ek het besluit om vandag so bietjie daarom anders na die teks te kyk en so bietjie met julle oor iets anders te praat. Maar julle gaan vandag weer dieselfde teks hoor. Jy moet net dink, kom lees uit dieselfde teksie. Ons het opdrag gekry om dit te doen. So kom ons word stil. En ons vra dat die Here, omdat ek dit verlede week gehoor het, elkeen van julle, dat die Here vanoggend nie met jou sal praat. Dat jy iets anders dalk van hom sal hoor, wat hy deur hierdie teks vir jou wil kom sê. Kom ons maak ons oë toe. Here, dankie dat ons almal hier saam kan wees, as 'n gemeente, as 'n klomp gelowiges. En dankie dat ons so bevoorreg kan wees, om te kan stil word in u teenwoordigheid, om met vrymoedigheid na u genade troon toe te kan kom, sodat u vir ons barmhartigheid kan kom bewys. Ja, Here, dat ons by u voete kan kom sit in die allerheiligste en dat u met ons praat deur die woord.
En mag ons vanoggend deur u woord gevoed word. Mag ons verfris word. Nuwe krag kry. Geïnspireer word. Maar ook uitgedaag word om 'n verskil te gaan maak in 'n wêreld daar buite. O Gees van God, maak dit stil binne in ons. Salf my lippe, sodat wat vanoggend gesê word, tot u eer sal wees. Amen. Ons gaan 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot 10 lees. Ek wil 'n bietjie agtergrond gee, want dit is altyd net soveel beter as ons 'n teks lees, as ons verstaan, hoe pas hierdie teks in hierdie gedeelte in. En hier is dit 'n teks wat Petrus geskryf het aan die gemeentes in die Romeinse Ryk. Petrus het in Rome gebly en hy skryf aan 'n klomp klein gemeentetjies in die Romeinse Ryk. Dit is die Turkye, as ons nou vandag daar dink, is dit Turkye. En hierdie gemeentelede, dit is so in die 60e jare na Christus geskryf, met ander woorde, dit is jong gemeentetjies, wat nou hierdie wonderlike boodskap van Jesus Christus se verlossing ontvang het. Hulle is hoopvol, hulle is vervul met die Heilige Gees, en nou is hulle versprei om die evangelie te gaan verkondig. Maar, dit is nie vir hulle maklik nie. Hulle word verneder, en hulle word verontreg, want hulle pas nie in die samelewing nie. Die samelewing, die Romeinse Ryk wat in beheer was, beskou hulle as vreemdelinge, bywoners. Julle hoort nie hierso nie, julle pas nie in nie, hulle spot hulle oor die boodskap wat hulle bring, en sê vir hulle, hoe kan julle sê, Jesus is die enigste Here? So hulle voel regtig eintlik soos mense wat sê, waar hoort ons? Wie is ons? Ons is half skaam vir die evangelie, want ons word gespot daaroor, ons het geen regte nie, ons kan nie wetlik trou nie, ons kan nie ons sake in die howe besleg nie, ons kan nie eiendom besit nie, so dit gaan eintlik nie so maklik met ons nie. Dit is eintlik vir ons so lekker in hierdie samelewing waar ons onsself bevind nie. En dan skryf Petrus vir hulle hierdie brief, want hy wil hulle bemoedig. Hy wil vir hulle sê, onthou julle van die wonderlike verlossingsboodskap van Christus Jesus, dat hy gekom het om ons vry te koop. Onthou julle en weet julle, ek wil julle herinner aan sy genade. Ek wil vir julle kom hoop gee. Ek wil vir julle kom sê, al is julle vreemdelinge in hierdie wêreld, in God se wêreld, is julle sy spesiale mense. In God se wêreld is julle nie bywoners nie. In God se wêreld is julle uitverkorenes, 'n spesiale koninklike priesterdom. En dan sê Paulus vir hulle, hy sê julle het 'n keuse. Julle kan of saam met die hoofstroom gaan, julle kan deel word van hierdie mense wat julle spot, hierdie mense wat 'n ander lewenswyse lei, julle kan deel word van hierdie hoofstroom, julle kan word soos hierdie mense, hulle waardes begin toepas in julle lewe, of julle kan die reg in julle eie hande neem. Jy weet, hulle is vervolg. So hulle het woede ervaar dat 'n regering onreg doen aan hulle. 'n Swak regering. En daarom wou dit, ek dink ek het hulle baie keer gevoel, hulle wil reg in hulle eie hande neem. Of hulle het net besluit, hierdie is te moeilik, om ons getuienis uit te leef, ons weet nie of ons hiervoor kan sien nie. En in hierdie brief wil Paulus dan vir hulle sê, hou moed. Julle is afgesonder deur die Heilige Gees. Hy het julle geroep vir 'n groter taak. En dan is die hele boodskap eintlik in Petrus, dat hy kom en hy kom gee hoop vir hierdie volk.
Hy sê vir hulle, hy roep hulle op om heilig te lewe. En hy sê, om te kan heilig lewe, moet julle geestelik groei. Dit lees ons in hoofstuk 2 wat ons vanoggend gaan lees. En julle moet ook saam met die medegelowiges groei. Julle is deel van 'n gemeente, julle het mekaar. Ons het nou net vanoggend hier gekyk na die video. Hy sê saam is julle sterker. Julle moet saam met julle medegelowiges groei. Maar dan moet julle ook uitbeweeg na die wêreld daar buite. En daar moet julle anders gaan leef. Daar moet julle 'n verskil gaan maak. So hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees, gaan daaroor dat Petrus hier vir hulle sê, julle moet geestelik groei saam met julle medegelowiges. Maar onthou wie julle is. Julle hoef nie skaam te voel nie. Julle hoef nie verneder te voel nie. Julle is uitverkore. Julle is besondere mense. God het julle vir 'n baie spesifieke taak gekies. So kom ons lees saam vanaf vers 1. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, hygelery, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword, en 'n klip waaroor 'n mens struikel, en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ek wil hê dat die van u wat die woord by het, dit sal oophou. Ek gaan baie dat u deur die woord blaai en dat u teruggaan na spesifieke tekste toe. So kom ons gaan net vandag met mekaar, omdat ek bietjie vanoggend my fokus op iets anders wil sit. Die teks begin om vir hierdie mense te sê, julle moet ophou om te leef soos julle voorheen geleef het. Net in die vorige gedeelte, in 1 Petrus 1 vers 22 sê hy, julle moet mekaar lief hê. Julle moet heilig lewe. En hoe lyk hierdie heilige lewe? Dit beteken, wat in vers 1 staan, julle is nie meer kwaad vir mekaar nie, julle pleeg nie bedrog nie, julle skinder nie. So dit is hoe hierdie heilige lewe lyk. En dan sê hy net daarna vir hulle in vers 2, sê hy, julle moet smag na die geestelike melk. Dit is die woord van God. En hy sê eintlik vir hulle, as julle smag na die woord, as julle na Christus toe kom, as julle in 'n lewende verhouding met Christus staan, dan is die uitvloeisel van dit, dat julle heilig sal lewe. En dit is baie keer met ons as Christene, die Here het nie vir ons 'n klomp reëls gegee om na te kom nie. Die Here sê vir ons, as jy in 'n intieme verhouding met my staan, en my gees is in julle, dan is die uitvloeisel van dit, dat jy heilig lewe. En dan gaan hy verder en hy sê, kom na hom toe. En die gemeente, ek wil vir u sê, veral vandag, dit wat ons vir mekaar gaan sê, is vir my alles gegrond op hierdie paar woorde, kom na hom toe.
Ons kan anders gaan leef, ons kan 'n verskil daar buite gaan maak, ons kan vir mekaar gaan sorg. Maar ons kan dit alleenlik doen as ons na Christus toe kom. As ons in hom ons vrede en ons vreugde vind. As ons in hom geanker is. Ons kan nie hierdie goed uit ons eie doen nie. Ons kan nie uit ons eie goeie mense gaan wees nie. Ons kan nie uit ons eie 'n verskil gaan maak in hierdie Swellendam gemeenskap nie. Ons kan dit slegs doen vanuit 'n diepe verhouding met Christus en sy Gees wat deur ons lewe. En dan gaan hy verder en hy sê kom en kom bou julle fondament op die lewende steen wat Jesus Christus is. So Jesus Christus word hier's twee boumetafore vir Jesus Christus en dit is 'n hoeksteen en 'n lewende steen. En ek dink verlede week hierdie predikant baie mooi verduidelik wat 'n hoeksteen is. Dit was 'n belangrike steen wat op 'n sekere manier reghoekig was en op 'n sekere manier so gelê is dat dit die lyne van die gebou bepaal het. So dit het die hele gebou het verrys volgens die lyne van die hoeksteen. En dit is wat hierdie gedeelte vir ons sê, as Jesus ons oriëntasiepunt is, ons rigtingwyser, dan kan hierdie gemeente word wat hy moet wees. Dan kan ons 'n verskil gaan maak. Dan kan ons vir mekaar sorg, maar Jesus moet ons fondament wees, die lewende steen. Jesus moet die hoeksteen wees, die een wat vir ons die rigting aandui. En daarom is dit so belangrik dat 'n gemeente in gehoorsaamheid moet luister na God se stem. Sodat Jesus Christus, God, die Gees vir ons kan sê, Here, in watter rigting moet ons hierdie huis bou? Here, waartoe is U met ons bepad? Wat is U doel met ons as die gemeente van Swellendam in hierdie gemeenskap? En dan gaan hy dan verder om te sê, daar's mense wat vir Christus kies en daar's mense wat teen hom kies. En die wat teen hom kies is die wat gaan struikel. En die wat vir hom kies, hulle word opgebou tot 'n geestelike huis. En dan kom hy en hy sê, hier in van vers 9 en 10, sê hy vir die mense, julle wat so verontreg voel, julle klomp Christene, julle wat so verneder voel, julle wat voel julle is niks nie, julle is 'n uitverkore volk, 'n koninkryk van priesters, besonderse mense. Julle hoef nie skaam te wees vir julleself nie. Julle hoef nie te voel, wat is ons plekkie hier nie. Julle is gekies deur my om 'n boodskap van verlossing te bring. Dis interessant. Oral in die Bybel waar ons lees, waar die Here iemand se naam verander het die Here in iemand se lewe ingegryp. Het die Here iets in iemand se lewe kom doen. En dit is eintlik wat die Here hier vir die volk wil kom sê, ek het in julle lewe ingegryp. Ek het aan 'n kruis gesterf sodat julle 'n nuwe naam kan kry. En ek het 'n ruk terug gepreek dat 'n naam in Hebreëus dra groot betekenis. Dit sê iets van jou karakter. En hier wil die Here vir hierdie gemeente sê, ek wil iets vir julle sê wie julle is. Waarvoor julle geroep is, wat is julle karakter? Hoe moet julle gaan optree? So kom ons gaan staan 'n bietjie stil, spesifiek by hierdie twee woorde, omdat dit vir my 'n gedeelte was wat ek dink ek dalk voorheen nie so goed verstaan het nie. En dit is waarna ek wil hê ons bietjie moet gaan kyk. En dit is dat die Here sê, kom na my toe, die lewende steen, sodat julle opgebou word tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, wat offers bring, wat vir my welgevallig is. En nou dadelik as ek dink aan die woordjie heilige priesterdom, dan het ek nie so 'n goeie konnektasie daarmee nie. En ek wil dalk gaan vanoggend
vir elkeen van julle vra, as die Here vir jou sê, hy wil jou opbou tot 'n heilige priesterdom, wat beteken dit vir jou? Wat beteken die woordjie heilig en priester vir jou? Vir my, en ek het met 'n paar mense gepraat, is daar dadelik 'n paar woorde wat in my kop opkom. Heilig klink vir my vroom. Baie mense sê, o nee, dis 'n klomp mense wat nie die lewe geniet nie. Dis 'n klomp mense wat, hulle is so, hulle doen net alles reg, en hulle is 'n vervelige klomp mense eintlik, man. Party sal sê, dit klink vir my 'n bietjie Rooms-Katoliekerig. As ek hoor van 'n priester, dan klink ek Rooms-Katoliek is al wat ek hoor. Of 'n monnik wat in 'n klooster sit. So eintlik sê die Here nou vanoggend vir my dat ek moet 'n heilige monnik gaan wees in 'n klooster. Iemand wat my afsluit van hierdie lewe. En dit is glad nie wat die Here vanoggend vir ons kom sê nie. En ek wil so vinnig vir julle die agtergrond gee van priester. Want ek dink ons het nie verstaan wat die Here vir ons sê dat ons 'n heilige priesterdom is nie. Ek kon eintlik vanoggend vir julle gegroet het en gesê het goeiemôre priesters en priesteresse. En ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom ek dit sê. As ons bietjie gaan kyk na priesterdom, hoe dit begin, in Exodus sê die Here al vir sy volk. En ek lees vir julle in Exodus 19 vers 6. Sê die Here vir sy volk presies dieselfde wat hy hier gesê het in Petrus. Hy sê al in die Ou Testament vir hulle, as julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. So die Here sê toe vir hulle, as julle aan my toegewy is, sal julle heilig wees en sal julle priesters wees. En wat gebeur toe? Ons weet, as ons deur die Bybel blaai, dat die volk kon dit toe nie reg kry nie. En wat toe gebeur, is dat die Here vir Moses sê, Moses, jy gaan moet priesters aanstel. En hierdie priesters gaan 'n bemiddelaar moet wees tussen my en die mense. En die priesters word aangestel uit Aaron, uit die Levitiese stam uit. Die eerstgeborene van elke seun het dan 'n priester geword. En hy het in die tempel gewerk. En die priesters het verskillende werke gehad. Hulle het party omgesien na die musiek, party na die finansies, party na die offers gebring, party na die kos. So hulle het hierdie klomp reëls gehad waarvolgens hulle moes leef. Hulle was afgesonder. Hulle was baie rein. Hulle was baie anders. En hulle moes 'n klomp goed nakom om rein te wees sodat hulle voor God kan verskyn. Maar dan lees ons verder in die Bybel dat die priesters kon ook nie tussen God en die mens 'n bemiddelaar wees nie. Die mens het aanhou sonde doen, die priesters kon ook nie die werk doen nie. En wat doen die Here toe? Hy stuur iemand, Jesus Christus, wat 100% heilig is. Jesus, ons ewige hoëpriester. En wat kom Jesus doen? Hy kom sterf aan 'n kruis. Hy versoen ons met God. Hy word die bemiddelaar tussen ons en God. En hy verklaar ons almal, nie net die Israelitiese volk nie, maar hy verklaar ons almal as heilig. En daarom, as Petrus vanoggend in hierdie gedeelte sê, dat ons is 'n priesterdom, dan beteken dit, God het ons almal as heilig verklaar. En ons is almal gekies as priesters deur die groot ewige hoëpriester om uit te gaan en vir mense te gaan wys wie God is. Kom ons gaan dan verder. Ons as gemeente is nou die nuwe priestervolk. En hoe lyk hierdie nuwe priestervolk? Die nuwe priestervolk is afgesonder. Want as ons kyk na die woordjie heilig, dan beteken heilig afgesonder. Nou dit laat ons ook nou dadelik dink, dit klink soos 'n klompie mense wat hulle nou hier afsonder in die kerk, hier in hierdie gemeenskap,
hou hulle een kant, hulle is baie heilig, party van hulle skyn heilig, hulle is so bietjie hoogmoedig. Dis glad nie wat die Here bedoel met afsonder nie. Wat die Here bedoel met afsonder, is dat ons in hierdie wêreld is, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is eenkant geplaas. Ons is in die besonder deur God gekies, maar met 'n spesifieke doel om so te leef dat God sigbaar word. So wat het God gedoen? Hy het ons uit die wêreld geroep, sodat hy ons weer in die wêreld kan instuur. Richard Niebuhr, ek weet nie presies om sy van uit te spreek nie, maar ek het 'n boek van hom gelees, wat gesê het, Christ is a transformer of culture. Hy verander die kultuur, hy is nie verhewe bo die kultuur nie, hy is nie in die kultuur nie, hy word nie soos die kultuur nie, hy transformeer die kultuur. En dit is wat ons vanoggend is, as ons sê ons is heilig, beteken dit, God het ons afgesonder met 'n spesifieke taak, maar nie om hier in die kerk te bly sit nie, nie om hier vir mekaar warm te broei nie, maar om uit te gaan en 'n priester te gaan wees. Iets van Jesus se liefde te gaan wees. Heilig beteken ook, kan die volgende een dalk, of heilig beteken ook om anders te wees. En weet jy, dit is iets in ons gesin se lewe wat, ek en Gawie praat ook baie daaroor, dat ons as Christene moet anders wees. En daarmee bedoel ek weer eens nie, ons moet beter wees of dink ons is verhewe bo ander nie. Anders beteken, ons as Christene, ons as priestervolk van die Here, het 'n ander stel waardes as die wêreldse waardes. Ons leef volgens ander beginsels as die wêreld se beginsels. En kom ek noem 'n voorbeeld. Ons doen eerlik besigheid. Ons is mense met integriteit. So wanneer ek miskien in die skool is, dan is ek nie vooraf baie vriendelik met 'n juffrou, maar agteraf sê ek haar sleggie. Ek het integriteit. Wanneer ek sport doen, en ek is daar in die skram, kom ons sê maar rugby, en daar in die skram, nee wat, hier tel die Here se beginsels nou nie, slaat ons mekaar daar met die vuiste, maar niemand sien ons mos nie. As ons sê ons is anders, beteken dit dat ons daar in die skram die een is wat besluit om nie die vuiste te slaan nie. Dit beteken ook dat wanneer ek op die jagveld is saam met my klomp vriende, dat ek dit saam met hulle geniet. Dat ek 'n lekker maat is om saam te vat. Maar ek tree anders op. Ek gaan nie op so 'n stadium kom dat wat ek miskien daardie aand, wanneer die manne gekuier het, goed begin sê, wat ek weet, nie tot eer van die Here is nie. En daarom is die uitdaging dat ons as gesinne en as gemeente moet vra, hoe gaan ons anders wees? Hoe gaan ek my kinders anders grootmaak as die wêreld? Die wêreld sê, baie geld is belangrik. Die wêreld sê, bly besig, want dan is jy suksesvol. Die wêreld sê, jy moet soveel geld op hierdie ouderdom al aan die bank hê. Die wêreld sê, die belangrikste posisies in die skool of in die dorp is wat saak maak. Die Here sê, nee, die een wat dien is die belangrikste. So ons reëls en ons waardes verander as ons 'n heilige priesterdom is. Ek wil net ietsie interessant sê. Keiser Konstantyn, hy het in die tyd gewees, so 300 na Christus, wat hy gesien het, dat die Christene ongelooflike hardwerkende en eerlike en betroubare mense is.
En dit het hom gedwing, dit het hom daartoe gelei dat hy, in 313 na Christus, het hy gesê, ons sal nie meer langer die Christene vervolg nie. Ons sal vir hulle vryheid gee. Want ek het hulle nodig in my regering. Want hulle is die mense wat betroubaar is. Hulle is die mense wat hardwerkend is. Hulle is die mense wat eerlik is. En dan laastens, sê die Here vir ons, ons is afgesonder, ons is anders, maar ons is ook aktief. Ons is lewende stene. Ons is 'n heilige priesterdom wat offers bring. 'n Mens kan nie 'n offer bring as jy nie beweeg nie. As jy nie jou hande vuil maak nie. As jy nie iets van jouself gee nie. In Romeine 12 vers 1 staan daar, wat is die belangrikste van die godsdiens? Dat ek myself, ekskuus nog nie daar nie hoor, asseblief nog nie daar nie, dat ek myself sal gee as 'n lewende en 'n heilige offer wat vir God aanneemlik is. Met ander woorde, ek gee my hele lewe vir die Here. My werk, my ontspanning, my sport, my gemeente wees, my familie wees, elke deel gee ek vir die Here. Ek lees van 'n man wat homself 'n Christen noem en hy sê, "Sjoe, vandag het ek dan goeie besigheid gedoen. Man, ek het sommer so oor die mense getrap net om suksesvol te kan wees." En een ou vra vir hom, "Maar jy's 'n Christen, hoe bedoel jy nou? Hoe het jy op die mense getrap? As mens mos nou 'n Christen is, dan trap jy nie op mense om suksesvol besigheid te doen nie." En hy sê vir die ou, "Ag nee man, moet nou nie dweep nie. Besigheid is besigheid." Weet jy wat het hierdie ou verkeerd gedoen? Hy het 2 stelle reëls. Hy het reëls vir die kerk, reëls in sy geestelike lewe, maar hy dan ook ander reëls by die werk. En die Here roep ons en sê vir ons, my reëls, my riglyne, my beginsels tel in elke aspek van jou lewe. Ons lees van baie offers in die Bybel. Ons lees in Hebreërs van ons kan offers van lof bring. Ons kan offers bring om goed en mededeelsaam te wees. En ek kan net vanoggend miskien vir elkeen van ons vra om saam as 'n gemeente, watse offers bring ons vir mekaar? Want ons as priesters moet altyd na binne vir mekaar sorg. Maar dan moet dit ook na buite toe gaan. En ons het 'n taak om vir mekaar te sorg. Niemand in hierdie gemeente moet ooit voel dat daar word nie vir my gesorg nie. Daar word nie vir my ondersteun en na my omgesien nie. Maar dan moet ons uitgaan en daar buite gaan dien. En ons moet onsself vanoggend dan afvra, hoe dien ek? Hoe is ek 'n stem vir die stemloses? Hoe maak ek 'n verskil? Ek sluit af deur vir u die volgende teks te lees, omdat ek dink dit vat alles baie goed saam. So kom ons lees wat die Here vir ons sê. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity,
God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Kan ons die volgende tyd, ons wil dan afsluit om vanoggend vir mekaar te sê. En ek wil eintlik hê dat elke familie of elke gesin die volgende in hulle huise sal opsit of daaroor sal dink. En vir mekaar sal sê, ons behoort aan die Here. Daarom is ons afgesonder. Daarom is ons anders. Daarom is ons aktief. En miskien moet jy sommer al reeds nou met Kerstyd wat kom, 'n bietjie gaan dink, hoe gaan ons afgesonder, anders en aktief wees hierdie Kerstyd? Gemeente, die Here nooi jou vanoggend uit om na hom toe te kom. Om jou lewenshuis op hom, die ewige hoëpriester, die fundament, die hoeksteen te bou. En as sy kerk, sy gemeente, afgesonder, anders en aktief te gaan leef in 'n stikkende wêreld. Mag ons as 'n gemeente lewende stene wees, opgebou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees, wat geestelike offers bring, wat vir hom welgevallig is. Amen. Liewe Here Jesus, ons kom gee onsself vanoggend as 'n lewendige en 'n heilige offer vir U. En Here, mag die offers wat ons vir U bring, welgevallig wees. Ons bid dit in die naam van die ewige en die enigste hoëpriester, Jesus Christus. Amen. Ons kan die Here nou dien met ons liefdegawes, terwyl ons die offergawes gee. Dit is ook 'n manier ons offers aan die Here bring. Wil ons 'n lied speel van Lucas Marie. Dit is een van my gunsteling liedere en Lucas Marie sê spesifiek, dis die goeders wat mens weggee, wat jou ryk maak. En dit is daarmee wat jy mense om jou raak. Want wat beteken liefde as jy dit nie gaan gebruik nie? Ons almal is maar bang dat die liefde dalk sal opraak. Dus probeer ons dit tot sterwens toe bewaak. En dan bære jy dit suinig in die hart se diepste kluis en hou jou naaste op 'n afstand met jou vuis. Maar is die goeders wat mens weggee wat jou ryk maak. En dit is daarmee wat jy mense om jou raak. Want wat beteken liefde as jy dit nie gaan gebruik nie? Of 'n blom so geur as niemand daaraan ruik nie? Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik, wat vol bly selfs al sou sy dit gebruik. Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik, en die liefde is die olie in sy buik.
Dis eintlik so eenvoudig en tog almal murmureer, want die liefde het 'n les wat baie min van ons ooit leer. Jy kan nie liefde optel soos 'n boekhou balanseer nie, want liefdeswind se som bly omgekeerd. En is die goeders wat mens weggee wat jou ryk maak, en dit is daarmee wat jy mense om jou raak. En wat beteken liefde as jy dit nie gaan gebruik nie, of 'n blom se geur as niemand daaraan ruik nie. Ek vermoed die hart werk soos die wind. Ons gaan afsluit met lied 524 en ons sing al 3 verse. Ek dink as ons regtig na hierdie woorde vanoggend kyk, is dit maar 'n opsomming van dit wat die boodskap ook vanoggend vir ons was. So kom ons sing dan saam al 3 verse. Ontvang die seën van die Here. Die Here seën ons, sodat ons vir ander 'n seën gaan wees. Gaan wees afgesonder, gaan wees anders, en gaan wees aktief. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy gesig na jou toe draai en jou vrede gee. Amen.